Welkom terug en vandag is ons by les 31 en dit sê, ek is nie 'n slagoffer van die wêreld wat ek sien nie. Laat hierdie woorde diep in jou hart insink. Voel hoe hulle jou ligter maak, vryer maak. Dit is 'n verklaring van jou ware identiteit. Jy is nie magteloos nie. Jy is nie vasgevang nie. Jy is nie 'n gevangene van omstandighede nie. Vandag leer ons dat wat ons sien nie oor ons mag het nie. Ons het die mag om ons gedagtes te verander. En daarmee verander ons die wêreld wat ons ervaar. Wanneer jy sê, ek is nie 'n slagoffer van die wêreld wat ek sien nie, herinner jy jouself daaraan dat jy jou eie waarneming kan kies. Ons oefen vandag om hierdie idee 'n paar keer hierdie dag sag te herhaal. Sluit jou oë indien moontlik. Haal stadig asem en sê met oortuiging, ek is nie 'n slagoffer van die wêreld wat ek sien nie. Voel die vrede wat daaruit vloei. Die oorheersende manier van hoe die ego funksioneer, is om 'n slagoffer te wees. Slagofferskap is hoe dit werk, hoe dit optree. Die ego ervaar altyd dat dinge aan hom gedoen word, dat dinge met hom gebeur, sonder dat hy eers beheer daaroor het. Dit is asof hy altyd in 'n toestand of krisisbestuur is. Soms is hy dankbaar, soms bedankend, soms besig met intense verdediging, of soms val hy aan. Uiteindelik is die ego net uitputtend. Les 31 herinner ons sagkens dat die ego se sogenaamde logiese rede vir sy bestaan 'n vals een is. Ons is nie slagoffers van die wêreld wat ons sien nie. Ek dink hierdie les bevat ook 'n subtiele verwysing na iets wat die kursus nie dikwels eksplisiet sê nie. Iets soos, wie is die getuie? Wie is die waarnemer? En probeer dan om met daardie teenwoordigheid kontak te maak. In die paragraaf waar dit praat van om onpartydig te wees, terwyl ons gedagtes waarneem, om hulle net te laat kom en gaan, sonder om 'n rangorde te maak, daar raak dit daaraan. Ons word genooi om eenvoudig te erken dat daardie gedagtes die buitewêreld vorm, dat hulle die raamwerk dryf waarbinne ons onsself en die wêreld verstaan. Wat interessant is om te vra, wie of wat doen die waarneming? Wie of wat is die stil, rustige waarnemer wat ongeraak bly deur gedagtes? Dit is baie waardevol om kontak te maak met daardie waarnemer. Ek dink nie dit is die einde van die ondersoek nie. Baie mense voel as hulle daardie ruimte bereik waar hulle die waarnemer waarneem, of bewus raak van daardie getuie bewussyn, dat dit amper die eindpunt is. Dit kan opwindend of selfs 'n bietjie vreemd voel, en dit is beslis 'n deel van ons menslike ervaring. Les 31 bied vir ons die geleentheid om kontak te maak met daardie waarnemer, wat die kursus die Heilige Gees noem. En die Heilige Gees is ons skakel terug na God, waar daar geen skeiding is nie, geen waarneming nie, niks om te sien of waar te neem nie, geen liggaam om dit te doen nie. Wat 'n mooi les. Ek wil graag hierdie les afsluit met 'n kort gebed. En ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, help my om te onthou dat U lig in my skyn. Dat ek nie magteloos is nie. En dat ek vry is om te kies om deur U oë te sien. Laat my nie vrees nie en ook nie skuldig voel nie. Maar U waarheid en liefde ervaar in alles wat ek vandag aanskou. Amen. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders.